Ja, so Carlomee is definitief een van my grootste geskenke in die lewe. Sy het nou onlangs 3 jaar oud geword. So sy is lekker besig, maar dit is absoluut wonderlik om 'n ma te wees. Ek dink nie die Here kon vir my iets beter in die lewe gegee het nie. En ja, sy is natuurlik vreeslik oulik. Daar's so baie sê goedjies wat sy sê wat ek kan vertel, maar sommer iets waarna ek kan dink is ek en sy gaan drink baie soos ek drink 'n cappuccino en dan drink sy 'n babychino. En dan sit ons daar en ons gesels oor alles en ek vra vir haar van haar dag en ek vertel van my dag en dan op 'n stadium dan sê sy, maar ons gesels nou lekker. Dit is net die oulikste ding en sy sê ook, dan sal sy so sit en dan sal sy sê, wag ek dink 'n bietjie. En dan sal sy my die antwoord gee. Ja, en ek dink regtig ek leer meer van haar as wat ek vir haar kan leer. Net dinge soos om in die oomblik te leef en om opgewonde te raak oor alles, get excited. En ek dink nog iets is om net fearlessly te love, om net lief te hê en ook net jou emosies op jou mou te dra. En dis okay. En dit is my so mooi om hierdie dinge van haar te leer. Kyk, my grootste begeerte in die lewe is om 'n ma soos my ma te wees. Ek het haar ongelooflik lief. Ek dink baie mense sê dit van hulle ma's, maar ek kan nie imagine dat daar 'n beter ma as my ma is nie. En ek dink ek is baie soos sy, dalk 'n bietjie erger. En ek kan nie dink dat daar iets is wat my verskriklik geïrriteer het nie. Dalk bietjie haar perfeksionisme, maar ek het dit definitief nou by haar gekry. So ek is presies dieselfde en soos ek sê, 'n bietjie erger. Maar my ma speel 'n baie groot rol in my lewe en ek dink iets wat fantasties van haar was is sy het my nooit gedruk om die beste te wees nie, maar sy het my ondersteun om die beste te wees en in alles wat ek wil doen. Daar was nooit 'n nee, jy kan nie of nee, jy mag nie, maar nie gedruk om te presteer, jy mag ondersteun om te presteer. En nou vir Carlomee, sy is net so 'n spesiale ouma en ek dink 'n ouma is daar om te bederf en om lief te hê en dit is presies wat sy doen. Maar ek kan nie sonder my ma klaarkom nie en sy speel baie groot rol in Carlomee se lewe. En ook net om vir te wys is wat is mooi liefde, wat is ware liefde en ek wens ek kan vir Carlomee dieselfde ma wees as wat my ma vir my was. Ek dink ons as vrouens plaas soveel druk op onsself oor hoe ons lyk en dat ons op 'n sekere manier moet lyk want dit is wat die wêreld van ons wil hê. My uitkyk op dit is dat jy die beste en gesondste weergawe van jouself moet wees. Hoe dit ook al lyk. Is dit baie maar, is dit 'n bietjie mollerig, wat ook al is, solank jy jou gesondste weergawe is en jy as vrou sal weet wat dit is van jouself. En solank jy mooi na jouself kyk, solank jy weet, luister, ek het nou 'n bietjie meer oefening nodig, of luister, hierdie maand moet ek bietjie sny op die suiker en op die stysel, maar een van 'n celebrity het dit onlangs gesê en sy het jy weet, mense het al kritiek gegee omdat sy nou 'n bietjie meer van 'n voller figuur het as 'n paar jaar terug en sy het gesê, maar sy is nou baie meer gesond as wat sy 'n paar jaar terug was, toe sy so maar was. En hoekom gee mense haar nou kritiek? Omdat sy eintlik nou 'n meer gesonde weergawe van haarself is. En ek dink dit is so belangrik dat jong meisies dit weet, dat jy hoef nie te lyk soos die maatjie langs jou of soos jou vriendin nie, soos jy is 'n unieke persoon op jou eie en ons as vrouens moet so trots wees op ons liggame, want as ek net na myself kyk, my liggaam het vir my dogtertjie gegee en ons moet trots wees daarop. Ons liggame kan wonderwerke maak en dankie Here vir dit en dit is absoluut fantasties. So wees dankbaar vir jou mooi liggaam.